Goeiemiddag almal, welkom in die munisipale multimedia kommunikasie ateljee. Ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hulle amptstermyn, enkele hoogtepunte en oor die pad wat voorlê. Ons welkom vandag meneer raadslid Leon van Dijk en wat 'n voorreg om vandag hier saam in die studio te wees en 'n bietjie bestek op te neem. Ek sê vir julle baie dankie dat ek as gas genooi is vanmôre. Dit is altyd 'n moeilike portefeulje om te hanteer, maar ook 'n uitdagende portefeulje en ook 'n opwindende portefeulje aan dieselfde tyd. So baie dankie dat ek vanmôre die gas kan wees en miskien kan 'n mens so tersaaklik vir mense 'n bietjie inligting gee. Daar is ook baie wanpersepsies daar buite wat deur sosiale media versprei word. En dit is dan miskien belangrik om van hierdie goedjies te weer lê en dan om die korrekte en die ware feite daar te stel. So ek dink, kom ons begin met dit en ja, baie dankie dat ek hier kan wees. Natuurlik. So dit is die laaste jaar van die huidige amptstermyn wat voorlê. Wat beskou jy as die belangrikste nalatenskap van die huidige raad? Kyk, ek dink as 'n mens in oënskou neem dat daar nie 'n veiligheidsportefeulje was vir die laaste 5 jaar en ons moes iets opbou uit niks uit nie, dink ek dat die raad het besonder goed gedoen met die wisselwerking tussen ons, die Suid-Afrikaanse polisie en verskeie rolspelers, om dan seker te maak dat ons bepaalde veiligheidsstrukture of skep, of verbeter, of uitbrei. En ek dink ons was redelik suksesvol om dit op verskeie vlakke te doen, strategies en operasioneel. So mense kan aanvaar dat daar toenames is in misdaad. Baie mense sê maar, jy weet, met al hierdie pogings van julle wat dan plaasvind, hoekom styg misdaad dan? Dit sal een van die eerste aspekte wees wat ter sprake kom en mens moet dan maar ook vir mekaar sê dat daar is 'n geweldige semigrasie van mense na die Wes-Kaap toe, spesifiek na Mosselbaai toe, wat as die nommer 1 bestemming gesien word vir mense. En tweedens moet 'n mens dan ook sê dat 'n mens het nie regtig beheer oor gedrag van mense nie. En ongelukkig saam met semigrasie kom dan ook sulke gedrag. Natuurlijk. So die bepaalde waardes en normes wat in gemeenskappe bestaan het vir dekades, word dan eensklaps verander. So dis deel van die probleem. En dan moet 'n mens ook in ag neem dat daar 'n redelike sosio-maatskaplike uitdagings plaasvind. Spesifiek met mense wat nie behuising het nie, mense wat op straat bly en slaap, die tekort aan werk, en as 'n mens dan kyk na die provinsie so kernoogmerke, gaan dit spesifiek oor misdaad en dit gaan spesifiek dan oor die verskaffing van werk, want sonder 'n werk is daar tog nie deernis vir iemand nie en daar is ook nie 'n gevoel van daardie persoon dat hy regtig iets het in die lewe nie. So mense moet maar al hierdie goedjies in ag neem en dit is soms moeilik en soms kry ons redelike kritiek, maar mense moet in ag neem dat ons het ook net bepaalde hulpbronne en ons staan in diens van die gemeenskap met betrekking tot bepaalde sake, maar dat 'n mens ook saam met die Suid-Afrikaanse polisie optree en uit 'n wetstoepassing oogpunt maak ons seker ons kyk na verordeninge. Ons het maar net soos die polisie ook tekort aan bepaalde hulpbronne per se in terme van 'n begroting ensovoorts. So mense wil nie altyd verskoning soek nie, maar dit wat binne ons vermoë is, probeer ons werklik ten uitvoer bring. Heeldag, aldag met 'n 24 uur diens wat aan die gemeenskap beskikbaar gestel word en daarom het ons bepaalde strukture in plek gestel om te help. En ons gaan net so 'n bietjie praat oor van die projekte of soos wat hulle sê die legacy projekte wat ons dink ons daar gelaat het. So ja, dis die laaste jaar van die amptstermyn. As 'n mens werklik gaan terugsit en jy maak 'n opname van wat alles gedoen is, dan is dit redelik omvangryk in terme van wat geskep is en hoe dit geskep is met minimale kapitaal tot ons beskikking en natuurlik dan met die positiewe gesindhede van ons eie personeel. Noem vir ons minstens 3 van die hoogtepunte in jou portefeulje wat tydens die afgelope 4 jaar bereik is.
Ek dink voor 'n mens dit moet sê, moet mens vir die luisteraars sê dat wat behels die portefeulje van gemeenskapsveiligheid of waarvoor is ek verantwoordelik? Ek dink dit sou belangrik wees. 'n Mens kan dadelik begin deur te sê dat 'n wetstoepassing wat natuurlik insluiting verkeersdienste is 'n portefeulje aspek wat ek hanteer as die MMC, brandweer en nooddienste is die tweede ene, dan die munisipale hof en wat 'n mens se oorsigbevoegdheid oor het en dan natuurlik omgewingsdienste wat verantwoordelik is soos ons nou maar sal sê in Engels vir compliance, so vir die Engelse luisteraars, dit gaan maar oor dit, met ander woorde EIA's ensovoorts. So ek dink dis belangrik en dan is daar ook aan my kant 'n oorsig oor regsdienste. So dis 'n redelike omvattende portefeulje, wyd maar in ingeskakel met mekaar. En mens moet dan vir mekaar sê so wat het 'n ou tot stand gebring? Wel, kom ons begin by die munisipale hof, funksionele hof wat redelike sake aanhoor in terme van aantal of volume. Dan het ons die sekondering van 'n landdros, want dit is 'n verlengstuk van die landdroshof vir verordeninge. Ja. En so daar is 'n voltydse landdros op die bank, en die departement van justisie speel dan ook 'n baie belangrike rol hier. So dit is so 'n bietjie oor die hof. Ons dink hy funksioneer goed. En ons maak seker dat daar nie soos hulle in Engels sal sê 'n backlog is van sake nie. So ons probeer dit hanteer. Wanneer dit kom by regsdienste, dink ek mens verstout jy om te sê dat soms het mense nie begrip vir die taak en die omvang van wat hulle hanteer nie. Waaruit? Want as enigiets van 'n regskontrak tot die uitvoering van 'n bepaalde aksie wat onder die loep geneem word en wat dan later bevraagteken sou word. So redelike omvattende dienste en adviseringsdienste wat daarmee saamgaan. Wanneer 'n mens kyk na die brandweer en nooddienste, dan is ek baie trots om te sê dat ons 'n baie goeie span, Natuurlik. baie goeie hoof en ons maak seker dat ons reddingspogings dan op standaard is. Meneer Johnson is die provinsiale voorsitter nou baie lank vir brandweerhoofde in die Wes-Kaap. Ek dink amper hy is op jaar 10 of 11 as ek dit reg het. Ja. So dit skep bepaalde vertroue. Mens kan ook dan vir die publiek sê dat die opleiding wat hierdie mense ontvang is regtig op 'n goeie standaard. Ja, dit is. En dan is van die toerusting wat hulle gebruik ook op 'n besondere hoë standaard met toerusting wat ander plekke byvoorbeeld nie het nie. So ons is baie gelukkig in dit wat ons het en dit wat ons mee kan uitvoer en vir die gemeenskap. Maar mens moet ook onthou dat daar bepaalde uitdagings is. En van hierdie uitdagings is die uitbreiding van gemeenskappe. Ja. En dat dit hand aan hand loop met die versoeke of die behoeftes van brandweerstasies en dan byvoorbeeld polisiestasies. So dis 'n bietjie oor die brandweer. Ook altyd 24 uur. En soos ek sê, ek is baie trots op die diens wat wel gelewer word. Natuurlik. Een van die uitdagingkies wat miskien voor ons deur lê is dat ons sukkel om by informele nedersettings in te kom. En dan is ons veiligheid van ons brandweermanne en nooddienste is net so in die gesig die laaste rukkie, waarvan ons brandweermanne beroof word van toerusting en hulle persoonlike besittings. En waar hulle soms verhinder word om uitvoering te gee aan die bepaalde nooddienste. So dis 'n struikelblok in ons gemeenskap. Mense het dit altyd in die Kaap gesien, maar ek dink dit sprei ook na ander gebiede toe. So dis 'n bietjie oor brandweer en nooddienste. En dan kan ons so 'n bietjie praat oor verkeersdienste. Verkeersdienste ook onder die baie goeie sorg van meneer Williamson. Hy doen ook 'n besondere goeie werk met sy span. En mense kan nou so 'n bietjie uitbrei oor wat meneer Williamson alles doen, en hy is verantwoordelik vir alle padtekens en padmerke in die, kom ons noem dit maar tegniese dienste. Dan is hy verantwoordelik vir die handhawing van wet en orde in terme van wetstoepassing spesifiek. Met ander woorde die verkeersdienste, kom ons noem dit nou maar die boetes. En miskien moet ek dan sommer ook daar sê hier's twee verskillende verkeersafdelings in Mosselbaai. Die een is die provinsiale verkeer en die ander die munisipale verkeer. So dis die ander deel waarvoor meneer Williamson verantwoordelik is. En dan is hy ook natuurlik verantwoordelik vir
vir bestuurderslisensies, die uitneem van lisensies en daardie tipe situasies. So dis 'n redelike omvattende departement wat nogal redelik baie doen. En dan kry ek dikwels die vraag oor die beskikbaarheid van verkeersbeamptes en dan moet ek ook sê dat soortgelyk aan die Suid-Afrikaanse polisie het ons ook net soveel mense op 'n skof wanneer 'n mens 'n 24 uur skof daar stel. Natuurlik. So op 'n skof sal 'n mens normaalweg wetstoepassers hê en verkeersbeamptes, maar mens moet ook onthou dat die feit dat hulle dieselfde kleuruniforms dra beteken nie noodwendig dat hulle dieselfde mandaat of bevoegdhede het nie. En ja, ek terwyl ons oor die aspek gesels, ons is besig, soos wat in Engels sê, met die expansion of powers of uitbreiding van magte, en dit is iets wat reeds vervat is in die strafproseswet onder kolom 4, wat ons nog nie regtig altyd alles opgeneem het nie. Maar ons probeer ook die uitbreiding van magte daar kry, sodat byvoorbeeld die K9 eenheid van hier in byvoorbeeld Nysna kan gaan werk met bepaalde bevoegdhede en mandate. So dis 'n bietjie oor verkeersdienste, wetstoepassers. Wetstoepassers word weer opgedeel in 2 groeperings. Die een is die K9 wat dan vir van die luisteraars is al bewus daarvan dat ons wel 9 honde het. 7 waarvan die honde werkshonde is in terme van kom ons sê beskermde of bedreigde spesies, narkotiese goedjies wat ons opvolg soos byvoorbeeld dagga, tik, sulke goedjies. En dan het ons natuurlik honde wat opgelei is om byvoorbeeld ammunisie uit te reik. So daar is so 7 van hierdie honde en word met groot sukses aangewend met 'n ooreenkoms met die Suid-Afrikaanse polisie waar ons hulle ook behulpsaam is. En dan is daar 2 honde, 2 nuwe toevoegings wat die reddingshonde is en hulle het die vermoë om dan te soek na mense wat lewend of ongelukkig wat nie meer met ons is nie. So dit is ook 'n groot hulp vir ons en in die Suid-Kaap is daar 'n groot onbeskikbaarheid van sulke honde of sulke kapasiteit. Wow. So dis 'n bietjie oor die K9 eenheid en dan het ons 'n reaksie eenheid wat maar werk met 'n moeiliker deel en dit gaan oor waar mense in protesoptogte betrokke is en waar mense dan natuurlik ook onwettige behuising opsit en hulle is dan verantwoordelik saam met die rooi mure om hierdie aspekte te verwyder. Dit is dan 'n groot probleem. Ons verwyder gemiddeld so 50 strukture per maand en so dit maak dit moeilik vir hierdie mense om oral te wees. Nou vir die luisteraar daar buite kan jy dalk sê ja, hierdie ouens ry oor hierdie stopstraat en hier's nie wetstoepassing daar nie, maar ek dink min mense besef wat die uitgestrektheid van die area is. En miskien moet 'n mens dit ook in oënskou neem, is dat van Glentana tot by Gourits is ons gebied tot bo in Ruiterbos en dit beslaan so om en by 2077 vierkante kilometer. En dit beteken dat hierdie dienste moet gelewer word en dit is net onmoontlik om by alles en almal uit te kom. Soos wat die verwagting dan wel is. So dis 'n bietjie oor verkeer en dan net so 'n bietjie oor wetstoepassers. En dan moet ons nou so 'n bietjie praat oor lisensies en leerlinglisensies wat ook in Mosselbaai gedoen word. 'n Groot gros word gedoen. Die uitreiking van lisensies, mens moet onthou dat ons is slegs die agent van die provinsie en dat ons net uitvoering gee aan bepaalde take. So dit is so 'n bietjie in breë oor hulle omgewingsdienste. Dit is nogal redelik wyd. Ja. Dis enige iemand van wat 'n melkboom se takke onwettig uitsny tot die boom afkap, tot indringer spesies wat net afgekap word en uitgeroei word en wat natuurlik moet hanteer word en bestuur word. Maar dit het partykeer vir ons ander impakte en 'n voorbeeld van dit sal byvoorbeeld wees die ontbosting van duine, met ander woorde natuurlike plante groei of
plantegroei wat ontwikkel het, wat dan natuurlik erosie daarmee saamstel. So hulle het sulke verantwoordelikhede, dan wanneer bouplanne ingedien word, dan ongelukkig in Mosselbaai is daar soms 'n probleem waar mense bepaalde groenstroke aan hulle self toeëien. Met ander woorde, buite hulle grense van hulle bestaande eiendom vir hulle self nog meer eiendom neem. En dan voel hulle is geregtig daarop. Sure. En dan vernietig ons in daardie opsig dan ook groenstroke. En plekkies wat ons maar vinnig kan noem is soos Tergniet, Dannabaai, en plekke waar dit nog redelik natuurskoon en natuurlik is. So hulle het maar so verantwoordelikheid en dan het hulle 'n bevoegdheid om seker te maak dat daar totale compliance is. Hulle is ook verantwoordelik vir wanneer daar vloede is om seker te maak dat daar die sogenaamde breaching van riviere gedoen word met die samewerking van die komitees wat dan in hierdie sogenaamde opvangsgebiede werksaam is en deur wetgewing daar gestel is. So dis 'n redelike portefeulje, diere wat doodgaan op strande, robbe, walvisse, omvattende werk. So ek het so 'n bietjie 'n oorsig gegee oor wat alles aan die gang is. Ja. Dit is redelik omvattend. Natuurlik. Met min mense en min kapitaal. En dat ek kan vir julle sê dat net so 'n bietjie oor 1% van die uitgawes binne die begroting word aan veiligheid spandeer wat nie naby genoeg is natuurlik. Om te kyk na die gemeenskap nie. Nou, ja, die een dingetjie vloei so in die volgende ding in. Julle het gesê ek het 'n bietjie tyd, so dan kan ons gesels daaroor. Natuurlik. Semigrasie is goed en dit bring vooruitgang. Dit bring bepaalde uitdagings en wanneer mense 'n gemeenskap van so 80 of 90.000 gehad het en jy brei in 'n termyn soos wat ons ervaar het uit na so 150.000 mense toe, dan raak dit al hoe moeiliker. Ja, natuurlik. En die versoeke van die gemeenskap raak al hoe groter. Die uitdagings raak groter. Ek is seker burgemeester en die res van die burgemeesterkomitee sal nog met u kom gesels, maar die nuutste statistiek dui op 25.1% is mense bo die ouderdom van 65 wat tans in Mosselbaai vestig. En daarom is dit vir ons noodsaaklik om seker te maak dat daar behoorlike veiligheidsdienste en gesondheidsorg in die bepaalde dorp is. So ja, so dis 'n bietjie oor die portefeulje so in breë. Samewerking met die Suid-Afrikaanse polisie en rolspelers dink ek is vir ons baie belangrik. Dit sluit natuurlik, as ek sê rolspelers, sluit dit buurtwagte in, dit sluit plaaswagte in en dan sluit dit ook CSF's in wat ons in Engels maar noem community safety forums. En 'n mens probeer regtig 'n daadwerklike verskil maak deur al hierdie partye in te sluit in jou werksaamhede en hulle van toepassing te maak. Miskien so 'n bietjie statistiek, 4 polisiestasies in Mosselbaai met 'n verlengstuk na Herbertsdale toe. Ons is op hierdie stadium ernstig bekommerd en ek het dit met generaal Setjana laasweek bespreek, dat ons voel daar is nie toepaslike polisieering binne in die gebied van Herbertsdale, Vleesbaai, Bochumsbaai nie en ons help hulle ook om te kyk na potensiële oplossings. Wat die gemeenskap nie weet nie is dat die raad speel 'n baie belangrike rol in die agtergrond. Definitief. Om seker te maak dat ons ook die graderings van die polisiestasies opgehef probeer kry. Ons het voorheen 'n gesprek rondom dit gehad, waar ons sê dat ons strukture, infrastruktuur is beperk met betrekking tot die rangstrukture wat op bepaalde polisiestasies van toepassing is. So in die geval van 'n kaptein sal jy net soveel reserves hê op jou stasie, net soveel mannekrag. In die geval van 'n kolonelstasie is dit weer anders. En ons voel dat van hierdie stasies moet opgegradeer word in terme van hulle rangstrukture. So dis 'n bietjie oor polisiestasies. Ons weet ook, of miskien weet ons dit nie in die breë gemeenskap, is dat die raad 'n baie belangrike rol speel om grond beskikbaar te stel veral in die Kwanangaba gebied, waar ons tans onderhandel met die Suid-Afrikaanse polisie om wel die polisiestasie gebou te kry.
Die huidige polisiestasie is nie in 'n goeie toestand nie en kan nie regtig die gemeenskappe bedien soos hy moet nie. Die ander aspek ek dink wat mense soms nie verstaan nie is dat mense in Herbertsdale, Vleesbaai, Bochumsbaai word bedien uit Herbertsdale uit. Sure. So Kwanangaba is verantwoordelik vir al daardie gebiede en dit is net onmoontlik. Dit is onmoontlik, ja. Om daardie gebiede van diens te bedien soos ons moet. Want jou afstand as jy in Herbertsdale sou wees terug is 50 km. En dit gaan oor tyd en krisisse het nie tyd om te wag nie. So dis 'n bietjie oor polisiestasies. Ek gaan miskien gou so 'n bietjie praat oor EMS. Dis nie 'n funksie van ons as 'n raad nie, dit is 'n provinsiale funksie. Maar om te help met die uitvoering van die ambulanse en daar is een provinsiale ambulans en daar's 2 of 3 privaat ambulanse, is om seker te maak dat ons ook soms studente in die Joint Operations Center het of die gemeenskapskontrole beheersentrum het wat dan help met die toewysing van die ambulans of die roetes of die beskikbaarheid of om mense in die algemeenheid te help. So dis 'n ander taak wat ons op onsself geneem het om so 'n bietjie veiligheidsdienste, as mense dit so wil noem, bietjie uit te brei. Ja, ek het nou 'n mond vol gesê, maar ek dink ons moet terugkom na die legacy projekte toe, soos wat julle dit sou sê, of wat is die, kom ons sê net 3 van die projekte wat ons regtig uitgevoer het. K9 het ek al so 'n bietjie verduidelik. Ja. Baie mense in die breë media dink dat die belastingbetaler het betaal vir die honde wat hier is, en dit is nie werklik so nie. Dit is die provinsie wat daardie geld bewillig het vir die totstandkoming van die salarisse word wel deur die munisipaliteit gedra as ons bydra tot dit wat ons ontvang het. So K9 definitief 'n goeie kenmerk en 'n waardevolle toevoeging met betrekking tot die gemeenskap van Mosselbaai. En dan moet ons ook onthou dat hierdie honde is bruikbaar en moet aangewend word eintlik deur die Garden Route distrik, en dit is waar ons is. En dan op sosiale media hardloop die storie ook dan nou redelik rond dat die belastingbetaler van Mosselbaai betaal vir honde wat dan sou byvoorbeeld in Knysna sou werk. Dit is nie regtig waar nie, daar's ooreenkomste en dan is daar ook tariewe wat ons tans onderhandel in terme van wat kos dit vir so 'n hond om dan in byvoorbeeld Knysna sou te gaan werk. So dit is nie regtig so nie, maar dit word so uitgemaak in die gemeenskap wat eintlik so 'n bietjie onwaar is. So K9 9 honde, is daar 'n uitbreidingsinisiatief? Ja, daar is 'n uitbreidingsinisiatief en dan is daar ook goeie samewerking met ander K9 eenhede in die provinsie en natuurlik met wetstoepassing agentskappe, want die honde het net ander vermoëns as wat 'n polisieman Natuurlik. of 'n wetstoepasser het. Hy het die vermoë om 'n paar goedjies uit te reik, letterlik. So dis 'n bietjie oor die K90. Dan kan ons 'n bietjie praat oor die Joint Operations Center. Baie mense verstaan nie die konsep van die Joint Operations Center nie. Dis 'n fasiliteeringsmeganisme en of fasiliteit waar 'n klomp verskillende rolspelers saamgesnoer is om tot diens van die gemeenskap bepaalde uitsette te lewer in terme van dienslewering. Baie keer kry ons die kommentaar wat sê dat ons moet asseblief bewys hoeveel sake is geregistreer en deur die Joint Operations Center ten uitvoer gebring, en dan dui dit net vir my dadelik dat daar is nie 'n begrip vir die funksie van die Joint Operations Center nie. Maar wat wel gebeur is dat die fasiliteit word indringend gebruik deur die Suid-Afrikaanse polisie vir bepaalde beeldmateriaal waar daar wel byvoorbeeld kameras teenwoordig is. En die persone wat dan hierdie kameras bedryf, byvoorbeeld in die Joint Operations Center, is dan natuurlik almal behoorlik opgelei op bepaalde vlakke om bepaalde evaluerings te doen en om hierdie inligting dan deur te gee na die Suid-Afrikaanse polisie of na wetstoepassers toe, sou daar 'n onbeskikbaarheid wees, maak nie saak aan watter kant nie. So daar's definitief 'n verkeerde persepsie oor die Joint Operations Center. En miskien moet ek daar begin deur te sê wie is al die partye, dat 'n mens begrip het vir wat
met 'n een oproep vir die gemeenskap behulpsaam kan wees. Ek gaan die nommer weer bekend maak, dit is 044 606 5000. Dit is die eerste aspek en dan het elke komponent binne in die Joint Operations Center het sy eie telefoonnommer en is ook so bereikbaar. En al wat jy eintlik dan maar moet onthou is 606 5000 is die hoofnommer en dan is daar ander nommers wat gereeld gepropageer word. So ek gaan begin soos wat ek nou maar so in my geestesoog gou sien wat in die Joint Operations Center aangaan en binne in die eerste vertrek sal ons dan die toepassing hê van die brandweer en ons nooddienste, met ander woorde enige oproep wat brand of nood sou betref. Kom ons sê maar gesondheid of beserings dit betref, sal dan deurkom na die brand, kom ons noem dit maar beheerkamer binne in die Joint Operations Center. Saam met hulle sit dan ook van die EMS studente en ook in daardie selfe vertrek het ons dan die aanwesigheid van die provinsiale administrasie of provinsiale verkeer. En daar is 'n rede hoekom hulle daar sit, want dit gaan oor die kommunikasie mediums en middele wat tot almal se beskikking is. Natuurlijk. Dan in die vertrek wat langsaan is, het ons dan die sogenaamde call center, ek gaan 'n Engelse woord gebruik, waar enige klagte van 'n hond wat blaf tot 'n diens wat gelewer moet word, daar gedokumenteer word. Daardie dames en here wat in daardie sentrum daar werk, is verantwoordelik om seker te maak dat dit geboekstaaf word, hierdie klagte deurgegee word en dat daar 'n opvolg van hierdie klagte ook gedokumenteer word ter afhandeling binne die bepaalde norme en standaarde. Nou om vir u byvoorbeeld 'n voorbeeld te gee, daardie spesifieke fasiliteit hanteer so tussen 300 na 1000 oproepe op 'n dag. Wow. Wanneer daar krag is wat af is of daar is 'n behoefte soos met water, dan ontvang daai mense baie meer klagtes as dit. So soms kan die publiek nie verstaan dat die telefoon nie onmiddellik hanteer word nie, want daardie ander operateur is besig met 'n ander aspek. Natuurlijk. En ons vra dat daar so 'n bietjie geduld net aan die dag gelê moet word. En wanneer jy soveel uit oproepe of volume ontvang, dan is dit onmoontlik om almal behulpsaam te wees. Korrek, die akkommodering van die oproep is die regte woord. So dit is vir ons belangrik. Die operateurs se beelde en se dashboard word dan ook weerspieël in die burgemeester se kantoor. So hy het toeganklikheid om te sien waar lê sy dienste vir die dag, hoeveel diensoproepe is ontvang, hoeveel is afgehandel of is nie afgehandel. En dan word daar bepaalde oorsig daaroor toegepas. Natuurlijk. So dit is hoe daai enetjie werk en hulle doen baie waardevolle werk en werk soms met moeilike situasies en ons vra ook dat die publiek moet maar soms ook geduldig wees. Hulle het die vermoë om met 'n telemetrie in te skakel, met ander woorde hulle kan bepaal of beheer wat sien hulle met betrekking tot kraglewering. Daar is 'n stelsel wat hulle kan sien 'n kragstasie is aan of af. Of hulle kan sien dat daar 'n bepaalde probleem is met 'n bepaalde klep in terme van die watertoevoerstelsel. So soms is dit onnodig dat dit almal inskakel. Normaalweg as daar een oproep ontvang is, dan weet ons waar die oproep gaan en dan plaas ons sogenaamde spookstemme op 'n opname, wat dan sê ons is bewus van die probleem, ons hanteer dit. So mense moenie dink dat ons nie soms nie weet nie. So ons wil dan ook in dieselfde tyd vir mense daar buite vra, vir ons inwoners, om asseblief gebruik te maak van die collaborator stelsel. Dit is 'n stelsel wat jy, of dit is 'n funksie of 'n applikasie wat jy kan aflaai, community, dis 'n community application of kom ons noem dit maar applikasie, wat dan gebruik kan word. Dit is baie makliker soms om dit onmiddellik gelok te kry. Jy pin die bepaalde plek, jy sê wat is die probleem en hy gee vir jou, hy gee vir jou die kategorie van spesifiek waar daardie diens dan gelewer behoort te word. So dit help dan ook ons operateurs, want dit word dan onmiddellik versend na die korrekte afdeling toe. So dis 'n bietjie oor hulle. Langs hulle het ons die Suid-Afrikaanse polisie, ook 24 uur. Hulle hanteer so 5 polisiestasies
binne die stasie, kom ons sê binne die munisipale gebied van Mosselbaai, en daar is dan tans oorwegings om meer van die distrikse stasies toe te voeg, omdat daar dan 'n polisiebeampte 24 uur in die Joint Operations Center is. So ons sê nie die publiek moet nie die kliënte dienssentrum bel nie, maar daar is 'n polisiebeampte wat die skakelbeampte is. Hy het radiokontak met al die polisiestasies en hy kan radiokontak bewerkstellig van Albertini af tot om en by Plettenberg Baai. So is 'n omvangryke gebied, maar daardie vermoë bestaan. So hy is dan verantwoordelik vir enige polisiedienste wat gelewer moet word. Maar hy werk nie net by homself nie, hy het dan ook daarom 'n bietjie interaksie met wetstoepassers en verkeer. As ons dan in dieselfde sentrum of gebouetjie het ons dan korrektiewe dienste en mense sal vra wat doen korrektiewe dienste daar. Hulle kom kyk so nou en dan of die parolies wat dan uit is op straat, wel hulle paroolvoorwaardes nakom. En mens moet onthou dat parolie wat nie sy voorwaardes nakom nie, dis 'n misdryf. Ja, dit is. En daarom werk die Suid-Afrikaanse polisie en korrektiewe dienste hand aan hand met betrekking tot bepaalde operasies. So dis hoekom hulle daar sit. Dan so skuins oorkant die vertrek is daar wat ons noem die Rhino Action Group, waar daar so tussen 50 tot 60% van die land se renosterpopulasie bestuur word. Wow. En hulle is verantwoordelik vir die bestuur vir die onwettige handel of miskien die kom ons noem maar die seermaak van ons diere. So hulle is redelik gewikkeld, daar 7 sulke eenhede in die land, waarvan een dan in die Joint Operations Center gebaseer is. En 'n redelike omvattende gebied, en Sanet speel 'n baie belangrike rol om dan al hierdie koördinasie te doen tussen reservate, conservancies ensovoorts. Hulle kyk nie net na renosters nie, hulle kyk ook na byvoorbeeld plante, of byvoorbeeld vetplante wat gesmokkel word, is 'n redelike groot bedryf. En so hulle speel 'n baie waardevolle rol binne in die opset van die Joint Operations Center. En wat dit vir hulle gemaklik of lekker maak is hulle het skakeling met al die partye waar hulle hulp sou kry of benodig. Maak nie saak of dit net in Mosselbaai is nie, maar in die hele Wes-Kaap se provinsie om en by. By Sanet sal ons binnekort dienste verkry van Garden Route District Munisipaliteit wat vir ons 'n gegradeerde daar plaas, en die persoon is verantwoordelik vir die daarstel van planne, met ander woorde soos ons nou maar sê, die uitvoering van planne, die evaluering van ons brandplanne, ons veiligheidsplanne ensovoorts. So die persoon begin dan ook op die 3 November by ons werk. Wow. En ek weet ons tyd stap aan, en dan is so in die middelste komponent sit ons met wetstoepassing, en ons sit dan met die rooi mure wat ook daar is. So strukture word deurgegee direk en word dan hanteer, en dan is daar skakeling tussen wetstoepassing en verkeer uit daardie spesifieke kom ons noem maar kiosk of vertrek uit, en hulle het ook die vermoë om dan met 6 ander munisipaliteite direk per radio te skakel. So al die nooddienssentrums is met radioverbinding daar gestel, en maak dan seker dat ons met hulle kan kommunikeer in tyd van groter nood. Ja. En dan natuurlik die heel laaste komponent wat ek sal nie sê die belangrikste is nie, maar wat nogal redelik besig is die CCTV komponent, wat dan natuurlik 'n reeks van kameras moniteer, so 650, wat ingestel is op publieke domein, ingestel is op hotspots soos die polisie dit sal noem, of knelpunte, en dan oor die algemeen dan kyk ons na openbare bestuur en beheer. So 'n redelik omvattende werk wat daar gedoen word. Al hierdie funksionaliteite funksioneer 24 ure 'n dag. So daar word gereeld gesê dis 'n wit olifant, dit is nie 'n wit olifant nie. Jy moet gerus kom kyk wat wel in die sentrum gebeur. En dan moet 'n mens so 'n bietjie praat, dis 'n operasionele sentrum, en dan moet 'n mens so 'n bietjie praat oor wat strategies ook nog binne die Joint Operations Center is, en dit is enigiets van kapelane wat van daar af werk, gijslaar onderhandelaars, daar word hommeltuie van daar af ontplooi,
Daar is 'n kantoor vir die Western Cape Liquor Authority of die drankraad soos hy bekend sou wees, en dan ook die polisie se ombudsman het ook 'n ATO kantoor. So daar's baie wat gebeur in hierdie sentrum en hoekom al hierdie dienste saamgesnoer is. Ja. So dit is so ek het nou die K9 en dan het ek nou die JOC so vinnig bespreek. CCTV. Die kameras het ek ingesluit wat ek sien as 'n projek op sigself. Tuurlik. En dan dikwels wat ons gekry uit die gemeenskap uit is hoekom het die kamera nie gesien dat iemand verkragt word nie. Nou jy weet dit is nou nogal moeilik vir 'n kamera wat in die openbare domein is om dit dan te sien wat by 'n privaat huis gebeur. En die netwerk kan ook net soveel sien. Ja. So wat wil ons graag bereik voor die termyn klaar is ons het redelik die dorpsgebied het ons hanteer in terme van die plasing van kameras, die bou van hoogtepunte, die kommunikasie daarvan. En ons is nou besig in die landelike gebiede om dan addisionele torings aan te bring en om seker te maak dat ons die landelike gebiede kan toemaak. Ja, ja. Want die skelms raak ook nou slimmer. Hulle begin nou die Natuurlijk. agterpaaie gebruik, Jacobsvlei, Herbertstyl, daarom 328, 102 Ja. ensovoorts. En ons is nou besig om dit toe te maak. So binnekort sal daar 'n omvattende netwerk wees. Ons beoog om dit klaar te maak teen die einde van hierdie jaar. En ek dink dit is van iets af na van niks af na iets toe nie, dink ek was daar 'n geweldige impak gewees in die gemeenskap waarop ons dan ons vingers kan lê. Mens moet soms die vraag ook vra en mens antwoord nie altyd op sosiale media nie. As die polisie se samewerking en die JOC en al die rolspelers nie daar was nie, waar was ons statistieke dan? So daar is definitief 'n toepassing. Natuurlijk. Dan die laaste dingetjie wat ek miskien gou wil uitlig is die spandering op 'n mas wat goedgekeur is deur die raad wat ons in staat sal stel is om al die uitliggende gebiede te sien met line of sight Ja. en dan ook om ons eie kommunikasiestrukture met die buurtwagte en die plaaswagte te verbeter. 47 plaaswagte en buurtwagte in Mosselbaai, Sjoe. waarvan so 23 geakkrediteer was. Daar was bietjie meer. Ons is bietjie bekommerd dat die mense nie registreer nie en ons werk weer om seker te maak dat ons weer uitkom by die 43 wat ons gehad het in die 47. Ja. En so mens kan 'n klomp legacy projekte kan jy daar stel, maar aan die einde van die dag gaan dit oor wat het dit vir die gemeenskap beteken. Het ons regtig beter diens gelewer? Lewer ons meer omvattende diens? En die antwoord is dan definitief ja. Wat is nog die beplanning vir die gedeelte van die termyn wat voorlê? So vinnig gepraat oor die kameras, vinnig gepraat oor hoogtepunte. Ons is besig om bepaalde veselyne in te sit wat ons nie het nie, om seker te maak dat ons datavoering groter en meer kan hanteer. En dan saam met die MAS probeer ons groter kommunikasie daarstel. Iets interessant is dat die Suid-Afrikaanse polisie spandeer 'n groot klompie geld by die Joint Operations Center. Natuurlijk. Om seker te maak dat hulle radiostelsel beskermd en beheer van die Joint Operations Center ook beheer en bestuur word. So dit is ook vir toepassing vir die Suid-Afrikaanse polisie. En as die Joint Operations Center dan nie 'n rol gespeel het nie, sou die ander rolspelers hier sekerlik nie daar gewees het met die impak wat hulle maak nie. Natuurlijk. So, wat wil ons graag vir die gemeenskap van Mosselbaai sê? Ons weet daar was nou Sondag 'n redelike vergadering gewees tussen belanghebbendes met betrekking tot, en ek is seker jy is bewus daarvan, met betrekking tot wat word gedoen, mense is skielik vir misdaad, en dit is 'n feit. Ja. En daar is 'n ongedissiplineerdheid ongelukkig tussen mense, spesifiek kriminele, nie alle mense is ongedissiplineerd nie, maar daar's 'n gedragsprobleem waar dit aanvaar word in die gemeenskap. En wat my nogal redelik kwel, en ek dink wat die Suid-Afrikaanse polisie kwel die laaste tyd, gaan oor iemand wat sommer verbyganger sommer net met 'n mes in die kop steek. Net omdat hy of sy 'n dispuut het en nie respek het vir bemiddeling nie. Of om die probleem op 'n ander manier aan te spreek. En dit ervaar ons daagliks. Waar ons wat hulle noem crime generators het. Dit maak nie saak wat se aksies geloods word nie, is dat as jy nie die sosiale gedrag van mense kan verander nie en die gemeenskap nie 'n rol speel om self betrokke te raak nie,
dan raak dit moeilik. Natuurlijk. So, ons is baie dankbaar vir al ons vennote. Die buurtwagte speel 'n baie belangrike rol. Daar's interaksie in die aande. Ons vra ook spesifiek dat die buurtwagte meer betrokke sou wees. Dan miskien net so voor die feesseisoen so 'n bietjie, ons sal seker later weer oor dit bietjie praat. Maar dis vir ons belangrik dat binnekort is daar weer 'n gesamentlike beplanningsvergadering saam met die Suid-Afrikaanse polisie en al ons ander rolspelers wat op die 20ste plaasvind. En wat ons dan gaan doen is dieselfde middag is daar 'n uitnodiging gerig aan al die lisensiehouers wat dranklisensies betref. En in Engels sê ons on en off consumption, waar ons die drankoffisiere van die polisie vra om hierdie mense of hierdie aansoek, kom ons noem hierdie lisensiehouers na die tafel toe te bring. En dan gewoonlik jaarliks hou ons dan 'n vergaderingkie om te sê wat is die moenies en die moets met betrekking tot die beskikbaarheid van hulle dranklisensies en natuurlik wat 'n mens nie uit die oog moet verloor nie is die events wat ons aanbied in Mosselbaai. Daar is so wat 100 events wat plaasvind tussen nou en die einde Desember, wat redelik baie is. En dit moet gepolisieer word. So, ons vra maar almal se geduld, ons vra maar almal se inspraak, ons vra dat almal die oë en die ore is vir ons en die Suid-Afrikaanse polisie en dat die gemeenskappe vir ons werklik 'n rol speel waar hulle kan. Ons is niks sonder die gemeenskap nie. Natuurlijk. En ek dink dit is die boodskap vir going forward. En dan die laaste, daar soos ek sê op die 20ste is daar 3 vergaderings, so dis die 2 vergaderings wat volg op mekaar en die derde vergadering is dan wat ons noem die Community Safety Forum waar al ons buurtwag voorsitters genooi word, asook rolspelers in die kom ons noem maar in die industrie van veiligheid waar ons poog om dan reg te maak vir die seisoen en om seker te maak dat ons veiligheid na vlakke toeneem waar almal dan 'n rol speel. So, ek het nou regtig baie gesê. Ek weet nie of dit is Ag nee, maar dit was 'n regtig insiggewende gesprek wat ons gehad het met raadslid Leon van Dijk, die portefeulje voorsitter van gemeenskapsveiligheid vandag. En ons sien uit vir wat voorlê en ons is baie exciting vir dit wat al klaar gedoen is, want soos jy genoem het, die portefeulje is baie groot en dit wat julle al kon bereik het in die termyn, praat klaar wonders en dit wat julle nog gaan doen, is ons ook excited voor. So baie dankie, om ons so lekker op hoogte te hou en dan ook om te gesels oor die beplanning wat voorlê. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier, dit is altyd opwindend en wat dit lekker is seker die verkeerde woord, nee. Wat dit meer aangenaam maak, is dat mense die resultate sien van volgehoue gemeenskapsbetrokkenheid. So ons sê vir almal baie dankie vir die rol wat almal so ver gespeel het. Ons kon dit nie alleen gedoen nie. Baie dankie vir die geleentheid ook. Goed gaan. Tada.